Pootstories met die wet. Goeiemôre my pootvriende. Vandag wil ek gesels oor IVDD, Intervertebral Disc Disease. Maar nou nie skrik vir hierdie groot woord nie. Ek gaan jou nou vir julle verduidelik wat dit is. Dit kom gewoonlik in worshondjies voor, omdat hulle so lang ruggie het, so lang ruggraat het. Maar ons het al gevalle gehad waar dit byvoorbeeld in 'n Pekingese ook gebeur het. Kom ek verduidelik julle hoe werk dit. So dis, imagine die ruggraat is 'n klomp blokkies, en dan tussen die blokkies is daar 'n kussentjie. En daai kussentjie se werk is om skok te absorbeer as die hondjie hardloop of spring of loop. En dis geneties is die worshonde geneig dat hulle kussentjies baie gouer verouder, en dit maak dan dat hulle kan hulle is minder elasties en dat hulle kan breek en skuif. So dan skuif dit nou uit en dan raak daai kussentjie aan die rugmerg. En dis wat nou veroorsaak dat hulle of verlam raak of die beentjies vou onder hulle in as hulle loop. So die belangrikste is om tekens dop te hou vir wanneer dit gebeur. So hoe vroeër jy dit opmerk, hoe groter is die kans om die hondjie te help met die herstelproses, want dit moet verskriklik seer wees. So die eerste ding wat jy opmerk, as jou hondjie nie wil hê jy moet haar of hom meer optel nie, en hulle huil as jy hulle optel, hulle bewe en hulle hyg na hulle asem, byvoorbeeld jy kan mos so dink as in jou rug as daar 'n wervel vasknyp of iets, dit voel so of jou asem weg is. Hulle lyk of hulle ruggie so gebuig is, so geboë ruggie, en daai ruggie is styf. Hulle beweeg baie moeiliker, hulle loop stadiger. Hulle wil nie 'n trappe klim nie, hulle wil nie meer spring nie, hulle is regtig, hulle wil glad nie opgetel word nie, en hulle wil ook nie te veel beweeg nie. Asseblief, dan moet jy, en as hy agterbeentjie sal begin invou, as hulle loop, of hulle sleep hulle een agterbeentjie of al twee agtervoetjies, dan moet jy hulle plan maak, asseblief julle. En as hulle beheer oor hulle agterlyfie kry en hulle is verlam in hulle agterlyfie, dan dis 'n noodgeval. Julle moet dadelik veearts toe gaan, dat hulle kan kyk wat die probleem is. Jy kan IVDD ongelukkig nie 100% voorkom nie, maar daar's 'n paar goedjies wat jy kan doen om te keer dat jou hondjie nie in daai situasie beland nie. Eerste ding is, hou jou worshond maar. 'n Oorgewig worshondjie, al is dit net 1 kilogram te veel, sit verskriklik stemming op daai ruggraatjie. So jy kan net dink hoe swaar met daai ruggraatjie, en so dis baie makliker dat daai kussentjie kan uitskuif. Hou hom fiks, laat hy baie oefen, moet hom nie in water toedraai omdat hy nou 'n worshondjie is en jy's bang vir IVDD nie. Nee, oefen hom gereeld, nie skielik net eendag harde oefening nie, want julle weet self, as jou maagspiere sterker is en jou beenspiere is sterker, al jou spiere werk dan saam om die rug te support. So, is fris, gesonde, maar worshondjie se kanse vir IVDD is baie minder as enetjie wat oorgewig is en wat net heeldag lê in die son en nie oefening doen nie. En keer dat hulle nie herhaaldelik spring nie. Weet, as hulle 5-6 keer 'n dag van 'n bank af spring of van 'n bed af spring, dis nie goed nie, want elke keer land hulle op hierdie harde oppervlak, en dit kan daai skok, daai kussentjies wat die skok moet absorbeer, kry dan baie skade. So verminder dat hulle spring, so kry trappietjies om op die bed te kom of van die bank af te loop. Dit is maar net goed vir jou worshondjie om te keer dat hulle nie baie spring nie. En dan gladde vloere in jou huis is nie 'n goeie ding nie. So as hulle so loop en gly, is dit sleg vir die ruggie. So koop hierdie runners of maatjies oralste waar die worshonde of die klein hondjies nou baie beweeg, ook vir hulle patella, vir die knieskyfie wat uitskuif. Dit is so belangrik om nie dat 'n hond heeltyd op teels loop nie.
tel jou hondjie reg op. As jy jou hondjie verkeerd optel, kan jy ook skade doen aan daai ruggie. So, moet hom nie onder sy armpies vat en hom so optel dat die lyfie hang nie. Nee, dit is baie gevaarlik. Ondersteun sy borsie en tel hom agterop sodat die ruggie horisontaal kan bly. Dan, dis die regte manier om jou worshond op te tel. Ok, natuurlik is daar die beste wat jy kan doen is om goeie kos vir jou worshond te gee. Aanvullings te gee. So, dit garantie nie dat jou hondjie gaan IVDD kry nie, maar dis goed, as die lyfie gesond is en sterk is en daar's genoeg aanvullings en die beenstruktuur en die spiere en alles is reg, dan is die kans soveel kleiner. Ok, en dan, as jy 'n worshond eienaar is, die eerste ding wat jy moet doen is om mediese fonds te kry vir daai hondjie. Want as so iets gebeur, dis so hartseer as jy in 'n situasie is waar dit 'n klomp geld kos om hierdie hondjie se lewe te red. En jy moet nou 'n besluit maak, want jy het nie die fondse om hierdie operasie te betaal nie, dan moet jy uitsit. Maar wees versigtig, alle mediese fondse in Suid-Afrika is anderste, so vind uit wat is die wagtydperk. Moenie eers 'n mediese fonds kry as jou hondjie se ruggie nou 'n probleem het nie. Jy gaan nie regkom nie, want daar's wagtydperke. En hulle wil weet wat se vorige gevalle was daar al, wat se vorige siektes het jou hond gehad en toestande het jou hond gehad. En natuurlik sal dit by die veearts opgeteken wees. So neem dadelik 'n mediese fonds uit as jy besluit jy wil 'n worshond eienaar wees. Party mediese fondse het byvoorbeeld reëls oor erflike siektes. So vind uit en sê van die begin af, ek het 'n worshond en gaan jy dit 'n operasie dek as my worshondjie IVDD kry? Vra dit reguit, sodat jy weet, jou hondjie is beskerm. En wat is die jaarlikse limiete wat daar is? Want so 'n operasie kan 20, 30, 40.000 rand kos, sodat jy genoeg fondse het in 'n jaar vir daai mediese fonds, dat jy nie nou dink, okay, jy's gecover en dan kom, surprise, ek het nie geld nie. Ja, so asseblief julle, ek gaan vandag vir julle wys, hier is nou 'n worsie by ons vir IVDD. Dokter gaan vir my die CT scan vir ons wys, dat ons presies kan sien waar daai werveltjie uitgeskuif, of die kussentjie uitgeskuif het, en ja, en dan gaan ek vir julle wys hoe lyk sy. So dan sal ons haar proses volg, haar recovery of haar herstel tydperk. Alright, ek hoop dit was dit julle gehelp om 'n bietjie vra wat julle gehad het oor IVDD. So in die comments sit bietjie vir my as jy 'n worshond eienaar is of enige hondjie wat al reeds 'n rugprobleem gehad het. Ja, 'n foto van jou worshond en hoeveel keer 'n dag spring jou worshond? Hoe aktief is jou worshond? Laat ons bietjie sien. Asseblief, ek sal dit waardeer as julle dit doen. Die volgende ding wat ek oor wil praat, is ek het vir my denims bestel by 'n plek, hulle naam is Hamba Jeans. So, ek was baie ongelukkig eers gewees, want ek het lank gewag vir my bestelling, en natuurlik het ek nou WhatsApps gestuur, het my nie geantwoord nie, en toe dadelik, omdat daar so baie scams in Suid-Afrika is, het ek dadelik gedink, okay, hierdie is 'n scam. En toe het hulle my nou gekontak, na ek nou my ongelukkigheid gewys het, en gevra het of enige iemand anders al gesukkel het met hulle aflewerings. Toe het hulle my gekontak en gesê, ekskuus, hulle vra groot om verskoning, hulle het probleme met hulle verskaffers en alles. Ek verstaan 100%, en ek trek alles terug wat ek teen hulle gesê het. Ja, want ek verstaan, enige iets kan verkeerd loop, maar vir my is dit belangrik dat daar kommunikasie is. So, enige iemand wat 'n klein besigheidjie het of wat iets verkoop, asseblief julle bly in kontak met jou kliënte. Dit is so belangrik, dat niemand onveilig voel of benoud raak en dink, o Jessie, nou het ek al hierdie denims gekoop en ek gaan my geld verloor nie. Ok, maar ek het gister my pakkie gekry.
Ja, en was ek verras gewees. Dis die beste gehalte denims wat ek nog in 'n lang tyd gesien het. So julle, ek gaan hulle linkie bo sit. As julle wil denims bestel by hulle, asseblief voel vry. Ek is regtig pleasantly surprised hoe mooi hulle denims is. Ek het vir my dungaree, ek het hom vandag aan uitgesê, ek gaan vir julle, ek het veilig gesê, ek gaan wys, kyk hoe mooi is dit. En ek is mal oor dungarees, dit is die eerste keer wat ek 'n dungaree het wat so lekker sit, dit is so sagte denim. En hulle pryse is baie bekostigbaar. So asseblief julle, support local, ondersteun vir Hamba Jeans, hulle is regtig pyp gehalte. En as daar enige probleme is, kontak hulle en en sorg dit uit. Okay julle, onthou, elke pot het 'n storie en elke storie verdien hoop. Right. When we have intravertebral disc disease, which reflect on difficulty to walk or jump or paralyze, exactly only CT can show us where it is. And I will show you now with one voice in which we have problem. And this is a disc. All right, this is a disc, and this is a protrusion here. And this is a place with nerve going outside. You see this small bump. This is a protrusion which exactly makes this force difficulty to walk. And I will show you, let's make it a little bit bigger. Alright. Yeah, it's this bump here. Exactly what's happened. Yeah, you see. Alright. Okay, this IVDD is not ultimately for surgery because it's not big, bump or protrusion of the disc, and makes difficulty, but this horse still can walk, and I decide to just keep on conservative treatment, not on surgical treatment, but this is without CT or MRI, we will not be able to see that. And this is one of the, scientific advantages which help us to dealing with one very serious disease for plenty small dogs, such Horsey, such Pekingese, and Chihuahua, and so on. Of course. Bella was ook vir 'n IVDD operasie laas jaar Desember en sy het heeltemal herstel. Ons is baie lief vir hierdie hondjie.